90.5. Goeiemôre, dames en Louis Brits hier by ons môre. Goeiemôre, hallo. Ek wil net sê, toe ons vanmôre die Is baie spesiaal om so verwelkom te word. ja, hoor jy, toe ons vanoggend sê jy's hierso, toe sê mense vir ons, want nou speel ons sulke snippets van die liedjies wat ons destyds. Ek praat nou terug van my jare, toe ek nou net na skool in kerke in die worship bands en so gespeel het. En hierdie musiek het baie gespeel. En iemand sê vir ons, speel so 'n snippet van vaste fondamente. Hulle sê, julle sal nie vandag hierdie onderhoud begin sonder dat julle vaste fondamente deurspeel nie. Julle sal eenvoudig nie. Ons sal nie. Dit ernstige dreigemente ontvang. Hoorie, dit is so groot voorreg om jou uiteindelik hier by ons te hê, Louis, by ons by die groot breakfast. Hoe gaan dit met jou? Dankie, dit is lekker om hier te wees, nou, my vertel het hoe oud ek is. Nee, Dit is lekker om jou te fantasties, sien, dit is 'n verskriklike groot seën om hier in Suid-Afrika te wees. Glo my, daar's niks lekkerders op aarde nie. Ek is nou op die stert van my toer, ek trek vanaand weer terug oor die water. En ek het gesê voor ek gekom het, ek gaan nie baie aan jou dink nie, ek gaan na my hartsmense toe, ek gaan almal sien vir wie ek lief is en wat vir my dierbaar is, en ek gaan dit net enjoy, en dit was een groot fees. Louis, hoe gaan dit met Hetty? Gaan great met haar, sy is 'n ouma, ek is met 'n ouma getroud, dit is verskriklik. Sy lyk goed vir 'n ouma, mind you, maar vir 'n ouma. Nee, sy gaan met haar fantasties, sy werk natuurlijk hard met haar immergroen ouerskap, tall trees, training, en sy counsel by die kerk, sy doen goedere op in Canada en af in China en in Amerika en in Suid-Afrika, jy weet, en sy is nog steeds my liewe dierbare vroukie, so het gaan met haar baie great. Waar is julle nou Ons gebaseer? bly in Tennessee, ons is so 5 ure oos van Nashville, so ja, dis baie mooi, rolling hills, koeie, jy sien die lente en die val is baie mooi, die winter, jy vlieg Suid-Afrika toe, vir die winter, maar is nie so bad nie, mens het dan airconditioning in jou huis en so, en die somer is lekker warm, so, maar dis baie mooi warm. Ek wil gou vir jou vra, destyds toe jy nou oorgegaan het na die FSA toe, wat het jou laat besluit om daai stap te vat? Ek weet jy doen niks sonder om seker te maak, nie jy of Hetty, dat julle die regte dinge doen nie, maar wat het julle laat besluit en waar was die kerings om te sê, okay, ons gaan nou oor FSA toe? Wel, jy weet, eers met my musiek in die 20s, jy weet, wat sê mens, die 2000s. Yes. Toe was ons baie daar, en ook by daai spesifieke kerk, het ek met my musiek baie oorsee getoer. Opgehou daarmee, toe het ek Afrikaans, weet, Merchant Music, toe het ek in Retief, en Loftes vir Jesus en Daniel konferensie, toe ek heeltemal vergeet van Amerika. En toe in 2015, toe kry het jy 'n boekkontrak, om haar boeke in Amerika vry te stel, en vanuit Amerika in die res van die wêreld in. En toe het ons gaan, daar in 2016 vir 3 maande, want hulle het gesê, jy moet 'n publisiteit toer kom doen. Toe is ek en het die hele gesin, die hele Amerika vol vir 3 maande. En toe word dit duidelik, maar daar kom meer van die goed. En toe besef ons, dit van Suid-Afrika af soontoe, weet, dit is net baie moeilik. En toe vra ons vir die Here, is dit maar moontlik dat ons vir 'n seisoen daar kan, weet, 'n basis hê, en toe het die dinge so uitgewerk. So dis eintlik maar my slim vrou se storie, maar toe ons oor daai gebeure bid en die Here wys vir ons, ja, dit gaan gebeur. Toe sê die pel van my by die gemeente waar ons is, sê hy gaan nou aftree en hy dink ek moet sy job vat. Toe sê ek van wel, daar's 'n kans, kom ons kyk wat gebeur. Die Here het die deur oopgemaak. Die Here het die deur oopgemaak. So daar's ek nou worship pastor by 'n kerk en Hetty's family minister, en dit maak dit vir ons moontlik om daar te wees grootliks, maar daarom hier ook te kan wees en by ander expats uit te kom, ander plekke in die wêreld. En ek vermoed, elke keer as julle terugkom Suid-Afrika toe, verlang julle gereeld terug. Wees eerlik. Of is dit net te lekker daar? Nee, kom ek sê vir jou, mens verlang weekliks, en ek op so 'n groep, South Africans in the USA, Okay. die groep het 70,000 lede, Ja. en as iemand daar sê, I miss home, dan begin almal, en 'n slegte nuus is, daar's mense wat 30 jaar is, wat sê, ek mis Suid-Afrika vreeslik. As dit vir my slegte nuus, en ek gehoop het gaan beter word. Maar dit doen nie, weet, mense het net, dis jou land, jou taal, ek so lief Afrikaans. Ja, so dis nie die kos, Amerika het ook kos, believe it or not, maar met die mense, jou bloed, jou volk, die land self, maar especially ons mense. Ja. So nee, ek verlang, laat dit seer is, letterlik seer. Dit is Hoe nou lank is maar julle nou al daar?
Sê weer? Hoe lank is dit nou? Ons is nou 7 jaar Wow. weg, ja. Sjoe. Dis 7 Maarjare, Louis. So die Ja. draai kom. Ja, soos jy sien die 7 Maria. Ek is maar bly ons is nie op TV vandaan nie, hoor. Val so van die kant af, mag niemand my sien nie. Louis, ek het nou vanmôre, dis 'n reuse voorreg. Ek dink ek gaan my gitaar weer afvee nie. Want jy het nou my gitaar 'n bietjie daar gevat en jy gaan vir ons 'n liedjie of 2 doen. Wil jy nie vir ons so lank begin met 'n liedjie nie? Kom ons doen die verkeer en dan net na dit. Mense is in meevoering om weer jou stem te hoor hier op die radio. Louis Brits hier by ons in die ateljee in lewende lywe. Dit is so lekker om hier by ons te hê. Net gou voor ons wegtrek. Ek gaan jou arm dra. Kom nou Louis. Doen vir ons so enetjie live toe man met die akoestiek toe. Ek sal, maar die mense julle nou so praat, julle het sulke lekker radiostemme. Ek vang my in die oggend. Ek het 'n RSG stem in die oggend. Hoor 'n bietjie so. Op die oostelike hoofveld vanmiddag verspreide donderbuie. Hoe klink dit vir jou? So regte RSG, nee. Hulle kan my aanstel vir die weerprogram. Maar net in die oggend. Vanaand, so ek kan nie eintlik sing in die oggend nie. Dis vir my groot verskoning. Maar kom ons begin waar 'n dag behoort te begin met Psalm 150, waar Dawid net vir ons sê, loof die Here met alles wat jy het. So, kom ons probeer dit vroeg in die môre. Prys God in sy heiligdom, en prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lier, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite. En dan sê met, yo! Prys hom met cymbale, prys hom, prys die Heer. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Prys hom met cymbale, galmende cymbale, prys die Heer. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, U loof. Prys God in sy heiligdom, en prys hom onder sy magtige hemel. Louis Brits, oh man. Radio edit. Ja, hoorie, dit is, kan ek net vir jou sê, jy oor die 200 liedjies al geskryf. Ja. Dis dan maar iets nie. Ek wil aanhou sing tot julle begin saam sing, maar ek sê nee, dit gaan nie gebeur. Luister, 200 liedjies geskryf tot dusver uit die pen uitgekom het en is net dit vloei uit jou terloops 2014 toe besluit jy, okay, ek is nou klaar met regte. Ek gaan nou reguit in die bediening. 2014 nee, Was dit voor dit? 1994. Was dit 1994 gewees? Ek is toe ouer as wat jy dink. Wat? Ja, ek het in 1994 afgetree as prokureur. Okay, nou hoe daai gebeur? Ek het, hoeveel tyd het jy? Kyk, ek kom van Brakpan af so, en dit was in 1980s, ek het in 86 matrikuleer, so jou opsies as jy nou nie goed was met karre en goed nie, wat ek obviously nie was nie, was dit maar soos dominee of onderwyser of prokureur, kommunikasiekunde by Potch, wat niemand geweet het wat gaan doen nie daar, en was maar eintlik in die Alabama's. Dankie, ek het kommunikasie in Potch geswaar. Daar sê, wel, jy het werk gekry. Jy werk nie by Starbucks nie, well done. So, en toe sê, toe doen hulle moes daai toetse, maar nou jy verstaan, daar was nie baie opsies nie, en die beroepsleiding, toe kom hulle agter nie, Louis kan praat, en hy's goed met tale, en toe sê my ouers, jong, hulle weet nie van kommunikasiekunde nie, gaan swat maar liewe regte, dan, en toe advokate op TV, het hier die Petruccelli en LA Law, yes, ek gaan 'n lawyer word, nie die Here geken nie, en jy weet, toe
gaan swat ek dit, en in my eerste jaar toe kom ek tot bekering, maar radikaal, soos die Here gryp vir ons daar in die sendingweek, en nou gee een week jou lewe vir die Here, die volgende week jou lewe vir sending, gaan hy toe sê vir jou male, julle gaan hel toe, almal gaan hel toe, soos Oprah, you go to hell, everybody goes to hell, en maak droog, en wou opskop en alles, maar uiteindelik toe lei die Here my, maar klaar met jou grade, en toe wil ek in die bediening ingaan, toe kan ek nie, daar's toe nie deur oop nie, toe gaan artikel ek, toe ek wees nie, toe skryf ek die Bali raad, toe pas ek dit, en die one thing leads to, toe ek wees nie, toe ek 'n prokureur, maar toe op daai stadium, het ek daarom toe al 'n serie gemaak, en kom die CSV en sê, ons gaan begin jeugfees te hou, sal jy worship lei? Ek sê, ja, maar julle praat van duisende jong mense, ek soek 'n band. Toe het letterlik kry 'n paar ouens by mekaar en begin toe, en daarvan af binne 2 jaar, toe kan ek daarom sê, dit lyk of ons hierdie kan voltyds doen en die studielenings afbetaal. So, dis min of meer die short version. 'n paar hartaanvalle by 'n paar ouers tussenin wat ons nie noem nie. Maar kan ek vir jou sê, I mean, as jy nou, ek dink as ons nou die WhatsApp lyn moet oopmaak, nee. Ja, ek is bang, ek kan sien wat daar gebeur. Vertel ons jou van middeljarige mense wat inklok en sê, ons is by, as ek nou kom en ek doen events in Suid-Afrika, en kom so 'n jong tiener en sê, oom, kan ek 'n foto kry? As ek is vir jou ma, nee. Ja, oom is vir my ma. Maar ek dink wat toe ons begin sê het vanoggend, jy's op pad. Soos ek en Ruben het so 'n nostalgie verval vir ons ook, want ek dink ek is bereid om my kop op 'n blok te sit dat daar niemand is wat vandag luister op hierdie oomblik wat nie 'n Louis Brits ervaring ergens het nie, of het sy in 'n kerk of in 'n skool. Ek sê, ek en Ruben het so vir mekaar glimlag nou, want ek het nog 'n flip file met eers vir my genoeg se drukke in dieselfde flipfile wat ek op skool leer gitaar speel het met daai, en Louis, dis wat jy en jou bediening vir mense beteken het oor die dekades, maak nie saak hoe oud hulle is nie. Wel, dis 'n voorreg. Dis 'n groot voorreg, onthou ek is 'n lekker plat koppie, ek kom uit Brakpan uit, ek het nie musiek studeer nie, ek het nie teologie studeer nie, maar die Here gebruik enige iemand, so you know, if you can do it with me, you can do it with anybody, come on, daar is nie verskonings nie. Ek het op 'n stadium met ek vir 'n worship leader gevra, soos wat moet 'n mens doen om voltyd in die kerk te kan betrokke raak as 'n worship leader? Moet ek nou teologie gaan swat? Moet ek nou 'n graad in musiek hê? Daar het jy sopas die vraag beantwoord. Dis nie noodwendig, dit sal goed wees, as ek dit help. Ja, dis verkieslik, maar dis natuurlik 'n probleem. Dis waarom ons nou net nuwe lofkonferensies aangebied het. Ek, Retief, Stella, Stas en Onbeskaamd, klomp mense, Pretoria, Bloemfontein en in die Kaap, omrede vir dit wat ons doen, kontemporêre lof en aanbidding, is daar baie min training. So, jy weet, eintlik word mense diepkant ingegooi, maak 'n klomp foute en kry baie keer seer sodat die kerk hulle verloor, en dit moet nou nie gebeur nie. So dis een van die grootste redes hoekom ons hierdie opleidingsgoedjies maar doen. Kan jy vir my sê, kan jy so oontjie daar pause, jy sê kry seer dat die kerk hulle verloor, wat bedoel jy daarby? Hoe gebeur so iets? Wel, die aard van die saak, sê nie maar jy's jonk, jy weet, en jy is talentvol. Jy kan nou 'n paar druk op gitaar speel, jy die Here leer ken, nou leer jy praise and worship ken, gaan in 'n kerk en hulle sien jou raak. As jy weer sien, speel jy elke Sondag. As jy weer sien, is jy in groot vergaderings met dominees en pastore. As jy weer sien, dan word te vertel, hier te kort, daar te lank, nie al die nuwe liedjies nie, dis te Engels, dis te Afrikaans, dis te nuut, dis te jonk. Jy sien al die kritiek op die kerk se Facebook bladsy. Jy moet die band bestuur, jy moet die budget bestuur. En jy weet in die kerkraad nie, ooms grier vir jou in die môre, want daar staan nie in jou jean met jou geskeurde, goede, en kom net agter, weet jy, het my geroep vir iets, maar die pressure van om dit in 'n kerk doen, week na week na week, en die average Afrikaner, jy kan alles reg doen, sal nooit vir jou sê nie, maar doen een ding verkeerd, en dan word baie gekla. So, die ouetjies vat, en die vrouwtjies, vat baie pak, en ek ken dit van die jare, daai gevoel van, ek kry dit net nooit heeltemal reg nie, en eintlik het ek so passion gehad vir die Here, en dit word baie keer doodgedruk. En dominees pastore gaan hierdie dieselfde ding, maar die feit van die saak is, dit hoef nie so te wees nie, want ons is 'n tribe en ons is mekaar onderstel om mekaar te help. Okay, maar hoekom gebeur dit? Want ek meen byvoorbeeld, soos uitbranding in kerk, is ook 'n ding wat baie oor gepraat word, wat baie mense mee sukkel. Hoekom gebeur dit? Wat is die wortel van die ding? Ek dink dit het baie word. Ons het maar almal
en ons het daaroor gepraat nou by die Nuwe Lof konferensies. Kyk, as jy 'n musikant is of 'n kunstenaar is, het jy insecurity. Daai ding is 'n beast. En weet ons sit ons talent voor mense. En of jy nou wil of nie, hierdie ding word ingeplak, hierdie gitaar, ek sing oor 'n mikrofoon. Daar's ek nou morning voice, julle saai dit uit, ek vergeet my woorde want anyway, ek 56 en is in die oggend, ek gaan nooit woorde onthou nie. En jy weet, so ek gaan nou hier huis toe gaan en dit was terrible. Ek het gesak en as iemand nou een boodskapie stuur, nou kyk ek nou Groot FM en dink, ja, like. Net 100 mense het gelike. Daar's een mens wat sê, ja, daai ou het nou wel een stukkie kritiek en dan onthou ou net daai een stukkie kritiek. So die goed word maar gevoer en ek was ook al in sulke meetings toe ek by kerk gewerk het toe kom een dominee en vertel eintlik vir jou, jy moet nie eintlik preek nie want jy weet nie genoeg van die Bybel nie. Jy weet, en so voer die kritiek maar, en van dit is justified, en van dit nie. Maar ek dink is maar net 'n moeilike, dit is 'n hoë druk omgewing, en dit is 'n geestelike oorlog. So, daar's goeie redes daarvoor, daar's jammer redes daarvoor, maar dit is 'n reality. Dus ek het vir hierdie naweek ook vir die ouens gesê by die konferensie, ek kan dit nie vir jou wegvat nie, ek kan nie vir jou jok nie, it's going to remain a high pressure environment vir verskeie redes. So kom ons leer julle eerder hoe om die vrees te hanteer, hoe om die druk te hanteer, hoe om die kritiek te hanteer, en hoe om seker te maak, jou passie vir die Here, jou passie vir musiek, bly in plek. Ek wil vir jou sê, ek het nogal gesê, ek wil eendag net met jou praat hieroor, maar dis 'n side note, ons gaan lekker lag daaroor, maar nie op die lig nie, Ruben, wat dit ook al is. Julle die label gehad, Merchant, en ek was by die ander kant gewees, destyds Maranatha, en ons het nogal die sales gedoen daai tyd, hoorie, dan kry ons nou, en dis nou alles, hoor nou mooi nie, want dit is 'n my klein wêreldjie nie, ek moet nou verkope doen, ek moet nou vir Stas en om Jan de Wet moet ek op die rakke kry, maar dan kom Louis uit met 'n nuwe Retief album, en dink ek, weet jy wat, ek gaan nie eens in my kar klim vanmôre nie, want dit is nie fair nie. En is alles vir die uitbou vir die koninkryk, maar joh, kyk, dan gaan jy na die winkels in, die musiekwinkels, dan moet jy nou vir hulle sê, okay, luister hierso, hierdie nuwe Lofkletters album, hy's nou anders as Retief, want Retief sing nou ander musiek, en hier is nou vir die kiddies, maar so hy moet nou daar voorwees waar jy die headphones gaan opsit in die winkel. Maar kan ek net asseblief die hoofvenster kry? Nee, Retief gaan nou opgaan. Hoorie, dit was 'n amazing tye geweest, maar op die einde van die dag, Retief het my albums ook van die vensters afgedruk. Hy's binne gevegte daar, binne in Merchant. Nee, luister, ons het dan maar interessante tye gehad daai tyd, maar dit was alles so lekker tye. Dis eintlik hartseer dat die musiek so verdwyn het, in die sin van winkels is weg en so aan. Ja, dit is jammer, want uit die aard van die saak, kon ons daai geld gebruik in nuwe ministries, daarmee lanceer, weet ou kon met CD sales, volgende produksies, die produksie sommer maklik R150,000 gekos, Vinnig. En dit was heerlik as jy daai produksie darm aan die handel kon verkoop, en jy kry onmiddellik jou geld terug, of van dit, en jy kan nuwe produksies beplan, jy kan personeel betaal. Die oomblik toe die CD verdwyn, daar die hele bedryf. Nie een van daai labels bestaan meer nie. Dis die hartseer deel daarvan. Maar nou is die interessante deel, as ek 'n vinnige storie kan vertel, nou laas ek, ons is in Bloemfontein by die Nuwe Lof konferensie, daar is 'n ou van Bultfontein, en hy begin 'n storie van my vertel, dit klink soos 'n country song, soos hartseer is hierdie ou se lewe, goed wat hom gebeur het, plaas weggevat, alles bankrot gespeel, die afslaer kom al sy staf, sy kind word blind, dit letterlik, ek dink wat gaan jy, ek hoop net hierdie storie te draai punt, want dit is so sad. Hy vertel hy vir my, hy sit daar in sy bakkie, en hy oorweeg letterlik selfmoord, because daar's geen rede om aan te gaan nie. En Spotify se algoritme begin my liedjie as hy weer kom. Nou die liedjie kom uit 2000 en weet nie, so oud, 2001 of iets. En hier kom die liedjie op, en dis nie op sy speellys nie. Ek het nie eers geweet die liedjie is op Spotify nie. Hy sê, hy begin hierdie liedjie speel, randomly, begin die Here hierdie liedjie in sy kar vir hom speel deur Spotify. En besef hy net, daar's hoop, dit gaan nie oor hierdie wêreld nie, in hierdie wêreld gaan dit moeilik wees, maar daar's 'n hemel wat kom, en hy kry hoop, en hy vertel hy af my, en ek besef net, ek gaan huis, ek sê, Here, ek is so jammer, want ek het al so baie gesê, hoekom het ons hele bedryf weggegaan? Hoekom kan ek nie meer Retief series maak nie? Hierdie wonderlike ouetjies wat ek nou 'n Nuwe Lof leer ken, ek wil hulle almal sign, en hulle CD's by die rak sit, ou kan nie, sê, hoekom het dit alles gebeur? Maar dit dan sê die Here, daar is Spotify nou, en die Here kan sonder dat daai ou 'n CD hoef te gekoop het, want hy sou nie, kan die Here iets so Spotify gebruik, ek gaan 0,00003 Afrikaanse sent kry,
vir daai streamer, daai ou se lewe is gered. So jy weet, dis net weer die ander kant van die koin, nee. Dit was 'n klein riviertjie hier in Suid-Afrika waar ons almal kon lewe. Nou is dit 'n oseaan en prys die Here, hy kan dit alles gebruik, nee. Ja, ek het nou wel ek 7 jaar in Amerika en natuurlik, soos julle almal weet, was daai ou dingetjie met die naam COVID. Alle ou se planne, want ek gesê, ag ja, ek gaan soontoe, maar ek gaan baie Suid-Afrika toe kom en kon toe nou nie, maar in die proses het ek baie gedink en gebid oor hoe gaan dit nou lyk as ek weer 'n album opneem. Ek moet nou maar aan daai kant van die water opneem en toe besluit ek oor 'n proses van 2 jaar, wanneer ek dit doen, wil ek authentic bly. Ek wil 'n Suid-Afrikaner kan bly en toe het ek letterlik 4 Suid-Afrika van my vriende, Rixie Roman op bass, Andries Visser op tromme, Isel Klaasen op viool en Stella wat sing en speel en skryf. Toe het ek hulle oorgebring soontoe en opgeteam met briljante Tennessee musikante. Een ou is Grammy nomination, sy werk saam met Ed Sheeran en baie ouens. En hierdie lot bymekaar gegooi en ons het geskryf en ons het liedjies vertaal soos In die Hemel is hier, Psalm 150 wat ek nou net gesing het, Stella se Net U en dit opgeneem saam met 'n hele paar songs wat soort van musical flair, want my ding is maar altyd, ek wil hê dit moet regtig 'n goeie musiek klink, ek wil hê die musiekinstrumente self met die Here kan loof. So ja, dit is 'n album geskryf en opgeneem, sy naam is Walls Come Down, mure val af. En dit het einde Januarie uitgekom op Spotify en Apple Music en soos hulle sê, everywhere you consume music for free. Ja. So ja, is uit op al die digitale plekkies, Walls Come Down. Lekker Louis Brits featuring Stella. En ja, so hy doen eintlik, ek weet nie, doen 'n album goed of sleg, weet my, maar hy is nou maar net daar buite, so dis wat ek gedoen het, en dan kom ek natuurlik SA toe en ek skryf saam met Retief, Stella, Stas, Gilo, Renee, wonderlike nuwe mense hier in die Nuwe Lofbeweging, hier in die Kaap, en ons het nou net nog 13 van die liedere opgeneem, 6 in Pretoria, 7 in die Kaap, nou gaan ons dit mix, en teen die einde van hierdie jaar gaan ons 40 nuwe lofliedere uit hê, en almal met 'n chord chart, 'n lead sheet, 'n track, 'n multitrack, 'n video, 'n lyric video en die musiek, so 7 hulpbronne vir elke liedjie vir gemeentes om te gebruik op ons webwerf. Dis incredible en ek wil net gou dit vinnig verduidelik. As jy sê byvoorbeeld 'n multitrack, ons moet net verstaan. Kom ons sê nou daar's 'n klein kerk op die platteland. Ja. En jy het nie toegang tot 'n basspeler en 'n elektriese speler en 'n keyboard persoon en net getrek saam met 'n man en dis verskriklik. Daar's net ek en my akoestiek. Dan is dit so lekker want jy kan daai ding op jou wat ook al device jy nou gebruik hier insit en jy sê okay, maar speel vir ons die drum en speel vir ons die bas. Ek gaan my akoestiek mute die akoestiek net op daai track. Ek gaan die akoestiek laat speel en ek gaan my vocal board sit. En dit maak dit so. En jy is nog steeds nie Stella nie, maar jy speel letterlik saam met haar band in jou kerk. En jy kan kies, nee, ek wil nie saam met haar bassplayer speel nie, maar ek wil saam met haar drummer speel. En dit is so maklik en is regtig nie duur nie. Daar's gratis en goedkoop platforms waar sagte ware, jy moet nou uit die aard van die saak 'n laptop hê en 'n interface hê, maar vir relatief min geld. En ons maak die tracks ook, meen jou trackies is R150, R350, dan besit jy die hele ding. So ja, ons wil regtig en die hele webwerf is gratis. Die lead sheets, die chord charts, ons weet, so ja, dit is letterlik daar om kerke te help. Kan ek gou vra, as jy nou skryf, Louis Brits, as jy nou skryf vir die kerk, wat is dit wat jy die meeste oor skryf? Wat is dit wat die Here op jou hart druk om nou oor te skryf vir die kerk? Nou, daai vraag maak my baie opgewonde. Want as ons kom by mekaar en ons vra wat is nou in ons harte, want ons is nou die kerk. En jy weet, ons leef in hierdie seisoen. So ons hoef net eintlik te vra wat is nou aan die gebeur en wat dink ons leef in mense se harte? Wat wil die gemeente vir die Here sê? En byvoorbeeld, dit liedjie wat ek binnekort nou gaan sing, as jy my weer gaan geleentheid gee. Verseker. Toe ons by mekaar kom laas jaar om te skryf, toe is een van ons beste vriende, wat deel is van ons nuwe lofspan, Helmut Meyer, is toe sopas oorlede. Helmut was saam in die Karoo, Helmut het saam met Engeland getoer, 20 jaar terug, dis hoe lank ek Helmut ken, en jy weet, in verwondering saam gedoen het, toe nuwe lof, ek was nog die oggend van sy hartaanval, toe was ek en hy nog aan die WhatsApp, aan liedjies, want ek sit in Tennessee en mix en hy sit in Stellenbosch en ons mix en master saam aan nuwe lof liedjies. En daar's Helmut oorlede. 5 dae later hier sit ons in 'n kamer, ek Retief, Stas, Tuis, Stella, ons sit daar en ons is net in rou want ons vriend is dood op 46. En weet, dis die tipe goed wat jy besluit. Dis wat mense elke dag deurgaan. En ek en Retief ry na daai plek toe ons gaan skryf. Ons sê net
ons moet teologie vir mense gee vir hierdie tye. Ons moet nie ook net vir mense sê, gaan na die Here toe vertroos en dit nie. En Retief se getuienis is ook, en toe hy 19 jaar oud was, toe sy beste vriend so dood, toe hy in seekruis, en die Here sê vir hom, is ek nou waardig, of net wanneer dit goed gaan, sal jy my nou aanbid? En ek en hy sê, dis weer so 'n moment, en toe skryf ek 'n lied opgedra eintlik aan Helmut, uit die teologie wat ons in daai tyd vorm, wat eintlik sê, ons verstaan nie die Here en hoe hy werk nie, maar hy is waardig en ons moet hom aanbid. So my antwoord is, ons moet nou vir die kerk skryf wat mense nou beleef, en dan moet ons na die Here se woord toe gaan. Daarom sê ons in Nuwe Lof, ons wil liedjies skryf wat gees geïnspireer is, wat nou is, wat singbaar is, maar wat skrifgetrou is. Help nie, ons skryf ons gevoelietjies neer nie, want daar's teologie, en uit die aard van die saak kan ek my gevoel na die Here toe bring en troos kry. Maar al wat my regtig gaan vorm is, as ek ook sê, wat sê die Here se woord vir my nou, in hierdie tyd. So dis min of meer wat ons doen. So lekker. As jy terugkom asseblief, kom maak weer by ons se draai, want ek dink daar's so baie. So wat jy sê, mense raak net aan die tippie van die ysberg. Ek dink met jou kan 'n mens 3-4 ure maklik sit aan een praat oor kerk en wat die Here met jou hart, met jou deel en so aan. Maar jy het gepraat van 'n liedjie. Vertel ons gou van 'n liedjie wat jy vir ons gaan doen. Hierdie liedjie is gebaseer op Romeine 11, waar Paulus daai tribe kwytraak oor die Jode en oor die heidene wat tot op bekering kom. En het lyk amper vir homself die mekaar praat. En uiteindelik dan sê hy, hoe ondeurgrondlik is die weë van die Here? Hoe diep is sy wysheid en die rykdom van sy weë? Wie kan hom verstaan? Wie kan sy arm draai? En dan wat hy eintlik in daai seëngroet, en dis 'n seëngroet waarin hy eintlik sê, die Here is 'n mysterie. Ons gaan hom nie verstaan of sy weë nie. Maar ons moet hom aanbid, ten spyte daarvan. So hierdie, en dan heerlik is waar die Here regeer, en dis die keuse wat ons maak, ten spyte van ons nie verstaan, dat ons sê, die Here is goed, die Here is getrou, die Here is heerlik waar hy regeer. So hierdie liedjie het ek daar uitgeskryf. Okay, ek wil gou bylaas staan, want ek het al baie debatte gekyk oor ateïste teenoor gelowiges, van die grootste leiers wat teen mekaar opgaan, en al wat jy hoor is presies dit. Mense wil net logies probeer sin maak, maar dis nie hoe God se natuur is, nie? Hoe ouer ek word, en hoe langer ek 'n kind van die Here is, hoe meer besef ek, daar's 'n oënskynlike teenstelling, want ons sê, ek ken die Here, terselfdertyd ken ek al hoe minder van die Here, en hou ek vas aan die Here, en sê ek, die Here ken my, en wat 'n genade, dat God wat my ken, vir my omhels, en my deel maak van sy raadsplan, en my red, en daar's die hart daarvan, maar kan ek sê, ek ken die Here beter, ek weet nie, ek hou al meer vas aan net, die wonderlike dinge van die Here, maar een ding verseker, om iemand te ken is, ek weet dat hy volgende gaan doen. Ek weet nie wat die Here volgende gaan doen nie, maar daarom hy is God en ek is nie. En om daaraan te kan vashou, ten spyte van, dit is vir my nogal Christenskap teestaan. Asseblief Louis, vat hom vir ons, hier gaan ons. Nie 'n tipiese radioliedjie nie. Bietjie stadig, bietjie diep. Ek is jammer. Hier gaan ons. Waar hy regeer. Alright. Die Here spreek, hy gebied, die Here laat sy wil geskied, in ons vreugde, in ons pyn, heers die Here soewerein, hy laat die son oor alles skyn, hy laat dit in die aand verdwyn, die Here gee, die Here neem, die Here skenk sy vrye seën. O die diepte en die wysheid en kennis van God, ondeurgrondelik is sy weer. Heilig, heilig, heilig is die Heer, heerlik is waar hy regeer. Ek kan my note in die aand bykom hoor. Die mense wik, maar God beskik, sy sege onvermydelik. Bo begrip, bo ons verstand, is die werke van sy hand. Die God wat als van almal weet, het ons lewensdae gemeet. Hy sou ons wanhoop oor ons lot, as sê die Here, hy
is God, oor die diepte van die wysheid en kennis van God, ondoorgrondelik is sy weer. Heilig, heilig, heilig is die Heer, heerlik is waar hy regeer. Die Heere spreek, hy gebied, die Heere laat sy wil geskied, in ons vreugde, in ons pyn, eers die Heere soewerein. Hy laat die son oor alles skyn, hy laat dit in die aand verdwyn. Die Heere gee, die Heere neem, die Heere skenk sy vrye seën. Wow. Hy is nou beskikbaar. Nee, ons het hom nou net opgeneem. Sure. Augustus geskryf, nou net opgeneem en hy sal met alweer so 4-5 maande uitwees in die verloop. Ja, Ek het vir Stas ook gesê toe hulle hier was, Louis, van radio se kant af kan ek nie vir jou sê hoe ongelooflik is dit om 'n e-pos te gekry het verlede jaar met daai eerste gros nuwe lof liedjies en te weet jy wat, ek hoef nie eers hierna te luister nie. Dus dit gaan direk in ons speellyste in, want dis baie spesiaal om dit te kan kry in Afrikaans vir radio. Ja. Nee, So ek kan nie wag vir die res nie. Skryf Louis, skryf nog Skryf, Louis, kom skryf. Louis. Ek het baie plek om vol te maak. Nee, dis so lekker, jy weet, ek is so opgewonde oor die nuwe skrywers, Reinhard Smit, hulle speel sy liedjie hooplik, hoop vir my wêreld, hoop vir my stad, om sulke skrywers te kan ontdek, 'n nuwe lof en hulle te kan help om hulle goed uit te sit daar buite, en dat julle dit op radio speel, al is dit eintlik lofliedjies vir die kerk, is amazing, so dankie vir julle vennootskap in dit alles, dis wonderlik. Dis waarvoor ons bestaan, dis waarvoor ons hier is, Louis. Dankie vir jou tyd en geniet die trip hier terug. Stuur asseblief baie liefde en groete hier vanaf Groot FM vir Hetty ook as jy by die huis kom. Maar dankie vanoggend. Dis regtig baie lekker as jy vir ons tyd gemaak het om volgende week uit te kom. Nee, dankie. Kan ek nou die weer lees in my RSG stoel? Geef my die weer in Nashville, die naaste wat ek is daar vir baie verspreide jare gaan donderbye, kom. maar daar's altyd verspreide donderbye. Daar's verseker. Op hierdie stadium is dit net copy and paste elke dag. Dames en here, Louis Brus. Dankie Dankie, Louis. Louis. Seëninge julle. Groot FM 90.5